Goeienaand almal. Ek het my horlosie sê dit is 7:00. Vir almal hartlik welkom sê vanaand hier saam. Wil net vra as u nie praat nie of u dalk net die mikrofoon vir my op mute kan sit. Ons kan nie vra om dit weer af te sit wanneer ons dan wel jou kans gee om nou iets te sê. Okay, goed. Ek gaan vir die vra om net die oë te sluit, gaan ons net open met gebed. Hemelse Vader, ons dankie vir 'n voorreg wat ons het om vanaand hier by mekaar te kom, Here, al is ons elkeen op ons eie plek. Weet ek dat afstand maak nie by jou verskil nie, U is nog hier in ons midde. En die woord sê, waar 2 of 3 in die naam by mekaar kom, daar is U by ons, Here. En ek glo dat U vanaand ook met doel het om met elkeen van ons te praat, die van ons wat hierna luister, terwyl ons dit self bywoon, of dalk na die tyd op die video luister, Here, dat daar ook iets daarin te vind vir ons sal wees, dat die Gees met ons sal praat, dat hy vir ons sal lei, en so word ons geleer om meer te kan verrig vir die koninkryk. Is my gebed, in Jesus se naam. Amen. Baie hartlik welkom. Ek weet nie of ek al my paneellede gesien het. Ek het vir Pastor Christo vroeër gesien. Ek gaan sommer dadelik begin en net bekendstel. Ek word by my aangesluit het vanaand is Pastor Christo van Rooyen, ons direkteur van evangelisasie, ook die presiderende pastoor by Polokwane gemeente, pastoor André Kleinhans, presiderende pastoor by Kerk wat werk in Boksburg, en dan ek het pastoor Leon Du Plessis, alhoewel sy naam daar sê Jolandi, ek dink dit is net Suster Jolandi se rekening, presiderende pastoor van Kerk in Aksie in Van der Belpark. Baie welkom vanaand saam met ons gaan lekker saam gesels, ek dink as heel wat om te dek oor die onderwerp, en dit gaan vir my primêr vanaand daaroor om geestelike leierskap in gemeentes toe te rus met Bybelse en ook praktiese insigte oor kerkgroei. Ons gaan meer daaroor leer en ons gaan praat oor wat presies is kerkgroei, waar pas dit in, is dit disipelskap, gesonde gemeentelewe, presies wat dit is wat nodig is om te verstaan te word. Ek dink ek wil vanaand begin met 'n bietjie van 'n alternatiewe manier. En dit is om vinnig seker te maak dat almal weet hoe werk van die funksies. So ek gaan net hier my skerm weer deel en almal dit kan sien. Maar as jy kyk na Teams, is daar die vermoë vir jou om te sê chat, en daar 'n boodskap intik, dan is daar 'n gedeelte wat sê react, hier kan jy of 'n thumbs up sit, paar verskillende reaksies, so ek wil jy daar regtig aanmoedig om dit te gebruik, maar ons gaan spesifiek hierdie een gebruik wat sê raise your hand. So as ek hom opsteek en sien my hand staan daar net langs aan hom, hoe meer mense hulle hande opsteek, hoe meer gaan hy vir my wys hoeveel mense se hande voel. So ek gaan die vra almal wat in staat is om dit te doen, om vir my net hierdie vrae te beantwoord. Kom ons begin by die eerste een. Wie van julle hou daarvan om terugvoering te kry? Who on the call likes feedback? Op die oomblik nog geen hand, daar's 2 hande. Ons kyk hoe ver kan ons omdruk. Ek sien 4 hande. Ons kyk of almal die knoppie gedruk kry. So jy wil nou die handjie druk. Wat sê raise your hand? Dis die idee. Trek by 6, 7, 9. Kyk wat ek hou op hierso. Daar's 13, 14. Jy weet natuurlik as jy nie jou hand opsteek nie, gaan ek jou vra hoekom hou jy nie van terugvoering nie. 16, 17, 18. Okay, goed, kom ons los hom dan. Nou wil ek die volgende vraag vra. Almal eerstens net om seker te maak julle weet wat julle doen. Almal daai knoppie weer druk wat sê raise your hand sodat die hand afgaan en dan gaan hy weer terugval na 0 toe. Dis amper daar. Net seker maak ek het nie iemand gekry wat sit en slaap nie. 2. Tommy en Pastor Koos wie se hande op is. Ek wil laat sak voor ons aangaan. As hy nog net 1. Sien nou die mense wat stadig is op die knoppies. Okay, ons vra die volgende vraag. Hoe gereeld kry jy by iemand in jou gemeente
terugvoer oor wat jy as 'n pastoor doen. Miskien dink aan 'n diens, kry jy dit gereeld? Kom ons maak ons maklik, as jy nie in die laaste maand by enige iemand in jou gemeente terugvoer gekry het, iemand het vir jou niks gesê nie. Hulle kom net Sondag, luister na jou en gaan weer huis toe. Moenie jou hand opsteek nie, as jy niks gekry het. As jy in die laaste maand van enige iemand af terugvoering gekry het, steek asseblief jou hand op. Ek like dit. Amper net soveel mense as dat hou van terugvoering. Nou wil ek julle die vraag vra. As julle dink dat al die mense, dis vir julle belangrik om terugvoering te kry, en mense gee vir jou terugvoering, hoekom is dit dat niemand vir my wil terugvoering gee nie? Ek het al vir die laaste paar tempeldialoog het ek hierdie boodskap opgesit en gevra, watter een het jy bygewoon, gee terugvoering asseblief. En ons kry regtig nie baie terugvoering. Hierdie is jou geleentheid. As jy niks gesê het op die tempeldialoog nie, as jy nie 'n paneellid was nie, as jy nie 'n vraag gestel het nie, selfs al het jy, hierdie is jou geleentheid om dit te doen. So, as ons sê ons voel terugvoering is belangrik, ek voel ook terugvoering is belangrik, en ek sal graag wil hoor wat elkeen vir julle te sê het oor die tempeldialoog en wat aangaan. Vanaand gaan ons gesels oor kerkgroei. Dit gaan daaroor om gemeentes, geestelike leierskap toe te rig met Bybelse en ook praktiese insig oor groei. Ek wil graag ruimte skep vanaand vir stories, ervarings, riglyne. So ons gaan nie te veel dinge net beperk nie. Ek wil graag van u af hoor. So u het gesien hoe maklik is dit om jou hand op te steek. U het gesien hoe maklik is dit om 'n boodskap te tik daar sodat ons saam kan luister wat u sê. Maar ons gaan regtig probeer om kans te skep daarvoor vir ons om hierdie gesprek goed uit te pak. Kerkgroei is vir my nie net 'n strategie nie, dit is 'n geestelike uitdaging. Die vraag oor hoe 'n gemeente kan groei is nie net eenvoudig iets waaroor ons net sê, wel, miskien moet ons strategies daaroor praat nie. Dit is die kern van ons roeping. Dit is regtig waaroor ons hier is. Ons wil mense, meer en meer mense by die koninkryk uitkry. Dit word soms beperk tot getalle en aktiwiteite, maar werklik groei behels in my kop verdieping van disippelskap, uitbreiding van God se koninkryk, bou van gemeenskappe wat Christus se liefde sigbaar maak. En ek wil graag in hierdie dialoog wil ek oor al daardie praat. Ons gaan praat oor wat dit regtig beteken om jou kerk te laat groei, wat ons daaroor leer in die Bybel, hoe onderskei jy tussen getalsgroei en geestelike groei, en dan ook wat se rol speel visie en leierskap binne die gemeente. Ek het 'n paar skrifte, ek gaan nie hulle aanhaal nie, maar u is welkom om dit te gaan lees. Matteus 28 vers 19 ken ons goed. Handelinge 2 vers 47 praat hy van die Here het daagliks bygevoeg by die wat gered het. En Kolossense 2 vers 6 en 7 praat hy van daarom soos wat julle Christus Jesus aangeneem het en in hom wandel, so moet ons dit ook aangee vir ander. So dit is die idee, dis waaroor ons gaan praat. Ek gaan oorskakel na die paneelgesprek toe, gaan ophou my skerm te deel. Nie dit moontlik is vir hulle om hulle kameras aan te sit, het ek hulle gevra om dit aan te sit, maar die kameras nie anders nie as gevolg van internetkonneksie, verskoon tog asseblief. Ek wil graag begin deur net 'n basis of fondasie te stel by elkeen. So ons gaan begin en ons sal in volgorde doen, eers pastoor Christo, dan pastoor Andrei en dan pastoor Leon. Wat verstaan jy as jy dink aan kerkgroei? Wat beteken dit vir jou? Goeienaand, pastoor Johnny en almal wat saam is vanaand. Ek dink dit is baie belangrik dat ons sal besef dat ek verstaan onder kerkgroei. Dit is 'n baie mooi woord wat ou nie sê gemeente groei nie, maar dit ou sê kerkgroei. Die kerkgroei wat ek verstaan is dat ons almal moet absoluut daartoe gerig wees om nie net jou eie gemeente en jou eie dorp te laat groei nie, maar ook jou buurgemeentes in die buurdorpe ook te laat groei en toe te sien dat dit 'n magneet is vir sondaars om heen te gaan om gered te word en te hoor dat daar vir hulle goeie nuus is. En dit is 'n geweldige diep saak waarmee 'n mens besig is as jy praat van kerkgroei. Want as dit nie in jou in is nie, gaan jy net nie dit
kan vervolmaak in die Here nie. So dit is baie belangrik dat jy sal sien in die eerste plek gaan dit vir my oor dat daar moet siele in nuwe siele, bekeerlinge moet daar in jou gemeente inkom. Het help nie kerkgroei, soos jy gesê het, nie net getal nie, maar geestelik ook. Ons kan nie net die wat jarelang in die banke sit, kunsmatig in die lewe hou nie. Die belangrikheid van die saak is dat hulle moet ook daardie absolute visie van jou as pastoor deel, om ook 'n siel na die Here toe te lei. En so kom die wiel in die rol, en dit is so 'n hele snowball effek, wat die hele kerk dan maak, dat almal eens gemotiveerd is om siele by die koninkryk van die Here uit te kry. Dis my kort weergawe. Baie dankie pastoor Christo. Net sien ek het nog nie vir pastoor Andrei gesien, het hy ingeskakel? Sien hom nie. Pastoor Leon, van jou kant af. Goeienaand broer Johnny en almal wat ook ingeskakel het. Ja, kyk, kerkgroei is 'n baie mooi woord, soos pastoor Christo ook gesê het. Maar 'n baie interessante ding, ek onthou jare terug toe ek 'n jeugseun was ek onder pastoor Kobus Tiet gewees in Randfontein gemeente, en in daardie tyd het hulle 'n statistiek opgestel van Randfontein Kerk om te kon sê vir Randfontein die dorp, as elke bank moes volgesit het in elke diens, dan was daar maar slegs 8% van die dorp wat werklik waar in 'n kerk gesit het, en so 92% het glad nie eers in 'n kerk gekom nie. En kerkgroei beteken, en presies dit wat pastoor Christof sê, ek stel nie belang in die broer langs my of die PPK en die AGS en die ander mense wat om my is, om hulle ledetal te vat of om van hulle mense te vat. Die kerkgroei beteken om werklik nuwe bekeerlinge tot jou kerk te kan bring en 'n verandering in hulle lewe te kan maak. Want wat baat dit tog, ons sit met verskillende kerke se mense in ons kerk, maar niemand kom werklik weer tot bekering nie. En kerkgroei is my absolute saak van, ons moet kan kyk om te sê, daar's 'n verlore wêreld buite, wat 'n plekkie in 'n heenkom moet gaan het. So wat baat dit my? Ek moet die omgewing kan skep, 'n omgewing waar hulle kan vry voel en tuis voel, en so alles in my vermoë moet ek kan doen, sodat wanneer daar wel 'n besoeker kom, of wanneer iemand kom wat die Here nodig het, dat hy dit so kan vind, dat hy kan sê, weet jy wat, ek wil graag hier inskakel. So baie mense voel, die Here stuur hulle, dit is so, en dit is absoluut, maar as die omgewing ook nie reg is nie, dan verloor ons hom, as gevolg dat ons nie ons voorbereiding reg gedoen het nie. Dit is, kerkgroei is vir my baie belangrik, en daardie opsig, skep jy die omgewing, en God sal die res voorsien, en hom stuur, sodat jy hom kan behou laat bly. Baie dankie, altyd van julle, dit is goeie antwoorde. Wil ander vir my tweede voorbereide vraag, gaan oor 'n kultuur van disippelskap en betrokkenheid. Hoe bou 'n mens dit? Hoe maak mens dit gebeur? Ek sal graag dit waardeer, ons kan miskien in die teenoorgestelde rigting gaan, pastoor Leon eerste en dan pastoor Christo. Deel vir ons graag voorbeelde of praktyke wat in jou gemeente werk, hoe om daardie kultuur van disippelskap aan te wakker en te kyk of ons mense kan kry om meer betrokke te wees. Johnny, ja, baie interessant. Ek is nou ongeveer so amper 3 jaar in die gemeente, en die dag toe ek my eerste huisbesoek doen, toe sit nou toevallig by 'n ou pastoor wat jarelank in die bediening gestaan het, en hy het my hierdie verhaal vertel, en ek pas dit werklik toe in my lewe, en as jy my sal toelaat, wil ek dit graag deel, en hy het vir my gesê, dat daar was 'n man gewees wat graag 'n projek by sy huis wil loods en 'n klomp bakstene gekoop het, en terwyl hy hierdie bakstene gekoop het, het hy dit op die sypaadjie gepak, omdat hy nie regtig ruimte in die werf gehad het nie. En sy vrou het toe nou van tyd tot tyd van gesê, hoor my man, ek seker hierdie bakstene word minder. En toe een tydjie daarna, een Saterdag aand, toe's daar 'n geweldige makkie en 'n partytjie by die bure se erf, en hy is nader aan skierig om te sien wat aangaan, en toe hy oor die muur loer, toe sien hy, daar's die pragtigste braaier en alles gebou, maar met sy bakstene. En hy roep hierdie man oor die muur, en hy sê, hoorie, maar waar kry jy hierdie pragtige bakstene, hoe is dit moontlik? En hierdie man sê vir hom, die bakstene wat op jou sypaadjie lê dit is losleende bakstene. En hy sê vir my, broer, ek wil vir jou sê in die bediening, moenie laat daar losleende bakstene in jou gemeente is nie, want hulle gaan gebruik word by iemand anders, hulle gaan wegraak. En dit is 'n ding wat ek werklik waar toepas in my bediening. Ja, dit is nie altyd moontlik om almal te kan gebruik nie. Sommige mense is nog rof, en hulle moet nog geskaalwerk, en dan moet nog heiligmaking plaasvind en so voort. Maar so ver as moontlik wat ek kan. As ek sien daar's potensiaal en die karakter is mooi, dan maak ek seker dat ek daardie persone intrek om te sê, weet jy wat, word deel, bly deel, sodat ons dan ook iets vir God se werk kan doen. So, die ding wat ek definitief toepas,
ek probeer so min as moontlik los lê in 'n baksteen in my banke sit, want hulle raak weg. Uitstekend, dankie, ek gaan daai onthou. Pastoor Christo? So Johnny, vir my belangrik rondom die disipelskap is dat almal sal voel hulle maak deel uit van 'n suksesvolle gemeente. Nie in die eerste plek moet jy promoveer dat jou gemeente suksesvol is in die sin van dat daar sondags tot bekering kom, en dit is wanneer jy getuienisse uit jou gemeente uit bied aan mense, dat hulle kan besef van wat is besig om te gebeur. Ek gaan 'n voorbeeld noem, en ek hoop nie ek trap 'n paar tone nie. Ek het 'n gay paar by my gekry, en ek het hulle na diens gehou gevra ek wil hulle sien, en mooi met hulle gepraat en vir hulle baie mooi laat verstaan dat dit is nie skriftuurlik nie, en hulle het, ek wil amper sê lagend vir my gevra, nou wat staan hulle te doen om reg te kom? Toe sê ek, dis baie maklik, bekeer julle voor God en ek sal julle help. En op die einde van die dag het ek, hulle was een oggenddiens nie gewees nie, ek het die gemeente agtergehou en sê, broers en susters, dit is die evangelie, dat Jesus het gekom en hy het gesterf vir sulke sondaars, en dat die gemeente gaan hulle liefde gee en die gemeente gaan help wat hulle tot bekering kom. Broer Johnny, en binne 2 weke is hulle skeisaak aangegee. Dis nou bykans so 6 maande. Hulle is totaal en al geskei van mekaar. Hulle eie plekkies ingetrek. Ons is besig met baie mooi sake met hulle wat dit aanbetref, en die gemeente deel in hierdie saak, en toe die gemeente sien die sukses wat die Gees van die Here in hulle harte kon bewerk om hulle tot bekering te kry, het die gemeente aangespoor om broer die rofste mense in Pietersburg kerk toe te sleep, as ek dit so kan sê, letterlik kerk toe te sleep, dat hulle net kan kom hoor en sien daar's vir hulle hoop en redding. En dit het gemaak sonder om 'n disipelskap kursus aan te bied, sonder om mense te laat sit in uurlank en ek het niks daarteen nie, maar vir my het dit nou net nie gewerk om hulle vir uurlank in 'n sessie te laat sit hoe om disipelskap te doen, het hulle fisies te deel geraak om die uitdaging van die grootste sondaars wat hulle ken, want ons almal ken groot sondaars, te kry om die Here te dien. En dit het teweeggebring, en in 'n kort tydjie dat ons gemeente regtig waar, elke liewe een in die gemeente, jonk en oud, tot ons sonnaarskool. Ons het 'n geval van 'n seun wat verskriklik geboelie word by die skool, en hy sê toe, as die Here daai 2 ooms kan red, ekskuus alle respek, kan hy hierdie boelie ook red. En daai kinders het daai boelie sonnaarskool toe gebring, en die boelie het toe die Sondagoggend in die kerkdiens gesit, en dit het teweeggebring dat die boelie se ma en pa begin kerk toe kom, en die boelie het nou tot bekering gekom, die pa en die ma het tot bekering gekom. Dit is hoe ver disipelskap tref, dat ons nie net sal kyk na mense met 'n verkeerde oog nie, maar ons kan sien wat God in hulle kan doen, en die redding vir hulle te werk. So dis in kort wat ek in my gemeente met disipelskap dryf. Daar's baie ander goed wat ek doen. Ek vat byvoorbeeld, ek gaan net 'n laaste voorbeeld noem. Ek is baie betrokke buitekant die kerk met waar mense byeenkomste en goed het, of dit nou unlegal drugs is of reisies, karre, maak nie saak wat nie. En gewoonlik dan help die Here my om die leader of the pack hom uit te kies, en as hy hom in die hande kan kry, dan raak jy met hom vriende en jy bemoedig hom, en wat 99% van die tyd gebeur, al sy makkers en maters wat hom bel en vra, hulle het probleme, dan sê ek die regte ou vir jou, dan verwys hy hulle na my toe, en so raak daai ou, ekskuus, in die wêreld 'n disipel vir die Here Jesus, en 99% van die tyd as hy sien wat die Here vir sy makkers doen, dan kom hy ook sommer tot bekering, en die Here help ons, en dit is die groot sukses wat tans in Pietersburg besig is om te gebeur. Ons kerk is te klein, ons koop stoele aan, maar ons fasiliteite is hopeloos te klein. Dit is as gevolg van mense wat sien dat die Here ander mense aanraak en vir hulle 'n beterskap gee, en dit raak 'n fisiese saak. Uitstekend. Ek dink jy het so 'n bietjie aan hierdie geraak, maar ons sal 'n bietjie meer indrul daarin en 'n bietjie meer tyd spandeer. Hoe motiveer ons leiers en lidmate om aktief betrokke te wees? Pastor Leon het gepraat van daai loslêende bakstene. Wat is die aksie wat ons neem
Jy het gepraat van, ek dink die wêreldse beginsel praat van success breed success. So as hulle eers sien dat daar is iets wat suksesvol is, dan maak dit mense wakker. Is daar ander idees rondom om mense aktief betrokke te kry, of dit leiers of lidmate is? Pastoor Christo kan eers gaan en dan Pastoor Leon. Okay, broer Johnny, wat ek doen, ek loods 2 keer 'n jaar 'n funksie of kom ons noem dit maar, ek noem dit in my gemeente evangelisasie uitreik. En wat ek dan doen, die laaste jaar wat ons afgelope tyd gehad het ek van, ek het byvoorbeeld Suster Rose en haar man, broer Andrei, genooi na ons toe. En ek het hulle deel gemaak van die saak dat ons het by die kerk het ons net 'n klomp voertuie uitgestal en ek het elke een in die gemeente gevra dat jy moet 'n ou wat in die wêreld is, staan net 'n bietjie met hom in gesels, hoor net wie hy is, stel jouself bekend aan hom. En uit daardie naweek het ek regtig waar gesien hoe mense ontwikkel en die vrymoedigheid het om met mense te praat. Ek kon ook sien daar's mense wat eerder sal 'n worsbroodjie braai en vir ander mense 'n Coke aandra as wat hy met hom wil praat. So dit het teweeggebring dat ons kon identifiseer in ons gemeente dat daar mense regtig is wat bereid is om vir mense te vra, maar hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit regtig met jou? Gaan jou geestelike lewe? Daai tipiese disipel wat belangstel, ek noem hulle sommer evangeliste wat regtig waar intrap en met mense sommer in 'n oomblik kan hy in sy dieptes in beweeg en daai persone laat hulle toe om met hulle te kan praat. Dit is so, en dan kan jy in jou gemeente sien, en ek noem dit nou maar, altyd in my gemeente, jy kry werkers, jy kry praters, en jy moet hulle almal akkommodeer. So, laat die praters die praatwerk doen, laat die werkers die werk doen, sodat die praters die praatwerk kan doen. En dit is maar kort nie lank hoe ons dit in die gemeente doen. Uitstekend, dankie. Pastoor Leon. Broer Johnny, ja, wat vir my nogal goed gewerk het, want ek het 'n man wat by my nie baie betrokke was nie, hy is wel in die orkes en so, maar stil van geaardheid en so voort, en die Here lê op my hart dat ons 'n vriendediens moet hou, so ruk terug, en ek bemoedig die gemeente werklik waar om te sê, dit is so maklik om vriende te kan nooi na enige ander geselligheid, maar ek nooi hulle 'n bietjie na die kerk toe, en ons hou 'n vriendediens waar elke ou graag 'n vriend moet saambring, en hierdie man vat hierdie saak so ernstig op, en hy nooi 28 mense van buitekant na hierdie kerk toe, 'n ou wat eintlik nooit werklik baie aktief en betrokke was nie, en hy nooi al hierdie mense, en toe hy sien hoe dit werk, en dat hierdie mense begin aktief raak, toe begin hy met sy familie. Hy het nou vir my gesê, pastoor, ek dink ons het al iets soos 21 van sy familie in ons kerk, en hy het op 'n man wat doodnormaal was, het agtergekom, maar weet jy wat, ek kan disipelskap ook uitleef in my omgewing. Ek hoef nie 'n pastoor te wees, ek hoef nie die beste prediker te wees nie, ek hoef nie ek moet net doen dat die woord van die Here sê, gaan heen en maak disipels. En so bemoedig hy hulle, en hy bring hulle by die kerk, en hy maak hulle lief vir hom, en hy maak hulle lief vir die Here, en hy maak hulle lief vir die kerk, en so bereik ons hulle, en dit is my so mooi voorbeeld as ek sien, hoe hierdie man fenominale evangelis eintlik geword het, 'n ou wat doodgewoon weg was, maar net die geheim gesnap het om te sê, kom ek doen my deel en God doen die res. Baie dankie. Ons praat definitief in hierdie rigting. Ek wil 'n bietjie meer daaroor ondersoek doen. Watter rol dink julle speel leierskap in die groei en die gesondheid van die kerk? Dit is miskien goed om te dink die Here doen al die werk, en ons weet dat hy sal werk. Nou die dag weer geskok gewees toe ons 'n woord hier ontvang het wat die Here gesê het, hy sal mense stuur wat julle nie aan gewerk het nie. Moenie vergeet dat hy doen ook nog werk, en sy gees trek ook nader nie. Maar ons het leiers vir 'n rede. So ek dink miskien kom ons begin by jou, Pastoor Leon. Hoe beïnvloed 'n gesonde leier 'n gemeente? Wat maak ons om nuwe leiers te ontwikkel? Broer Johnny, ja, leierskap is baie belangrik, maar leierskap sonder visie is ook 'n ramp. En ek wil vandag vir sê, leierskap bou en beskerm die gesondheid van die gemeente, maar 'n visie wys die rigting waar die gemeente heen moet gaan. So ek wil vir sê, ons het dalk te veel in die verlede, en dis nou, ek wil dit nie sleg stel nie, maar dalk net te veel leierskappe gehad, maar leierskappe sonder visies, in baie kerke, en pastore, en gemeentes,
ek wil vir u sê, maar 'n man met 'n visie, al het hy net die sterkste leierskap nie, het meer doeltreffendheid op die einde van die dag as wat net 'n sterk leier is. En ek voel 'n leier met 'n visie is baie belangrik maar dan kom ons by die vraag uit wat jy aan jou gemeente moet stel. Ons doen dit gereeld en ons gaan nou juis die 24ste met ons vakansiedag het ons nou weer so 'n dag wat ons 'n teambuild hou onder ons bestuursraad, ons visie en ons missie deel en sê waartoe is ons op pad? Hoekom is ons op pad soontoe? En elke afdeling het sy reg om te sê, hoor ek het hierdie uitdaging en waartoe is op pad en ons gaan saam oor hierdie goed gaan. Dan vra ons die vraag, hoekom is ons hier? Waarheen is ons op pad? Hoe dra ek by tot God se werk? En wat se uitdaging het ek? En ek het agtergekom as ons daardie sessie het, wil ek vir sê is daar weer 'n opvlamming want elke ou is weer opgeskerp en sê ons is op pad iewers heen. Ons kan nie sê ons is op pad Kaap toe, maar ek is op die pad Pietersburg toe nie, want Kaap is in die ander rigting. Ons moet besluit op watter pad is ons. En ek het dit voorheen al gedeel, maar ek onthou die dag toe ek vir my pastorale onderhoud gegaan het, toe vra 'n pastoor vir my, hy sê, wat is die visie van jou pastoor? En dit het so met my gepraat, want daardie dag toe besef ek maar eintlik sit ek saam op die platform, maar ek weet nie eers eintlik wat is sy werklike visie nie, en dit pas ek werklik toe om te sê in leierskap moet jou mense wat saam met jou disipelskap het in dieselfde visie deel, anders gaan dit nie 'n sukses wees nie. Ek hou daarvan. Ek het 'n boodskap so ruk terug geluister van iemand wat gesê het, die Here tel jou op, lig jou op, gee jou 'n visie, maar dan plaas hy jou terug op die aarde om daai visie in volbrag te bring, om dit uit te voer. En as jy dit alleen gaan probeer uitvoer, gaan dit nêrens heen gaan nie. Pastoor Christo, enige kommentaar oor leierskap en groei en gesondheid? Yes, wat ek Pastor Johnny, presies wat Pastor Leon sê, ek wil iets net sê, dit moet nie jou visie wees, dit moet God se visie wees. Want jou visie kan baie vinnig 'n verkeerde rigting slaan. Ja. God sal jou nooit mislei of verlei nie. So die visie wat God het vir sy kerk in elk geval is 'n rein en heilige kerk wat hemel moet maak. So, ek wil net by dit noem wat my baie belangrik is. Ek het my gemeente in 4 kwadrante gedeel en elkeen op my bestuursraad het 'n kwadrant van my gemeente, soos die wyse gryses, dan het ons jeug en ons sonnaarskool en so ons 4 kwadrante wat ons dan bestuur in die hele gemeente, met elke leier wat dan oor die groepie is of groep, wil nie sê groepie nie, groep, weet dat die visie van ons almal is die visie van God, en dit is dat ons moet hemel maak. En op die einde van die dag, ons het, ek gaan dit noem dat dit is vir my deel van die kerk groei, dat mense dat sal besef. Ons het 3 vergaderings 'n jaar. Ek mag glad nie my bestuursraad of my bestuur van my kerk dood met vergaderings so goed nie, glad nie. Ons het 3 vergaderings. As daar enigiets intussen oplyk wat belangrik is, dan het ons 'n kort vergadering of na diens of na biduur en ons sorteer die res uit. Maar die 3 vergaderings, die heel eerste een is die absolute visie wat ons gesamentlik by God gekry het om gesamentlik dit toe te pas in die gemeente vir die res van die jaar. En dit bring teweeg dat ons bestuursraad het absoluut in hulle afdelings weer mense wat hulle dan gebruik vir die beplanning wat hulle dan deur die jaar het. So dit maak dat die ouens wat dan onder hulle beplan weer later ouens aan by mekaar kry in die groep wat weer beplan. So op die einde van die dag almal word deel van die hele visie wat God vir die gemeente en dan in stoor het. En so raak dit dan tot selfs in die sonnaarskool. En dit maak net, soos ek weer sê, een snowball effek, wat almal weet waarheen ons trek en waarheen is ons op pad, en dat niemand verdwaal raak langs die pad rondom dit nie. Baie goed, baie dankie. Van daardie duidelikheid of helderheid van die manier waarop dit gekommunikeer word. My laaste vraag, voorbereide vraag of gedeelte, en ek dink Pastoor Christo het daarmee begin, die vraag sê, hoe kan kerke weer relevant en sigbaar in hulle gemeenskappe wees? Want ek dink ons praat baie maklik daaroor, oor ons kerk, oor ons gemeente. En ons vergeet daaroor dat ons praat eintlik van die kerk van God. En dit is die kerk van God wat moet beskikbaar wees en moet sigbaar wees en moet groei. So, ons het 'n paar kommentaar in die begin gehad van hierdie kerk groei gaan nie daaroor dat jy mense van 'n ander genootskap probeer oorrokke nie.
Maar tog, dit gaan, ek dink die kruks van die saak is, ons moet relevant en sigbaar wees. So relevant beteken, mense kan na ons kyk en hulle kan in hulle verwysingsraamwerk verstaan wie ons is, waarvan af ons kom, wat dit is wat hulle by ons kan verwag. En voor dit moet ons sigbaar wees. Dit help nie, niemand weet waar jy kerk is, of dat daar 'n kerk is, of dat daar mense is wat beskikbaar is nie. So, as julle miskien kan praat oor relevantie, sigbaarheid, praktiese stappe wat geneem is, en dan miskien in die gedeelte wanneer jy daaroor praat, praat ook oor wat kan kerke doen, ongeag van grootte, of dit nou 'n klein kerk, 'n groot kerk is, wat kan hulle doen om 'n verskil te maak? Ek dink pastoor Leon eerste, dan pastoor Christie. Johnny, ja, by ons dorp, en elke dorp is verskillend, het ons nogal die groot uitdaging dat ons 3 groot megakerke het. Ons het Kompas hier wat 3000 mense sit, ons het Dynamica wat oor 1000 sit, ons het River of Life. So, om vir my, om relevant te kan wees, om te kan sê, ek moet meer sigbaar as hulle wees, want hulle het die kostes, hulle het die geld, hulle het al hierdie roem en rykdom wat hulle maak het soveel moeiliker, maar ons het spesifiek op 'n area gegaan waar hulle nie betrokke is nie, en ons het 'n uitreik geloods elke Dinsdag, dan het ons 'n oop deur gekry by hospitaal, wat ons hospitaalbesoek doen, ons deel goed uit en ons bid vir elkeen wat in die hospitaal is, en ons het nou al so oor die amper 3 jaar wat ons dit nou al doen, en ons het sulke geweldige oop deure al gekry by die mense, en soveel terugvoer, wat ons werklik 'n verskil maak na buite. Ek het al soveel oproepe gekry van mense wat terugvoer gee. Ek sien nie aldag die persoon in my kerk of in my banke sit nie, maar die verskil wat ek maak, en hy sê vir my, dankie pastoor, ek is in 'n kerk, maar dankie vir wat jy vir ons gedoen het. So ons maak 'n verskil na buite om te kan sê, weet jy wat, hulle weet, hulle neem kennis van ons, hy weet dat hier is 'n kerk wat iets vir die Here doen, ten spyte van tyd en ten spyte van wat se dag en waar dit ook al mag wees. So absoluut is dit 'n groot saak om dit te kan doen. Ek wil maar byvoeg ook, ons het 'n uitdaging gehad, ons het nie 'n bussie om mense aan te ry en ook die mense te akkommodeer en so. U weet nou wat vanaand hier sit, dit is maar 'n uitdaging vir 'n pastoor om almal rond te ry en op en af te tel en ook te reël met mense, want dit is 'n saak, en die Here het op 'n so ruk terug op my hart gelê, en ons het gaan soek na 'n external, en jammer nou vir die Engelse woord, buite 'n firma wat dit wel doen, wat skoolkinders aanry, en ons het 'n bussie ingekontrakteer wat ons gebruik om mense in te ry, en jy kan nie glo wat is die geweldige groot sukses wat ons daarmee het nie, want daai bussie is nou al so vol, hy moet al begin 2 roetes ry, omdat ons mense kerk toe trek, net deur 'n diens wat ons lewer, en wat vir die gemeenskap, en dit is nie ons eie bus nie, dis nie ons eie drywer nie, ons kontrakteer dit in al die papiere, en is 'n wettige firma, so alles is eintlik, die verantwoordelikheid is van ons af, maar ons het 'n sukses met dit, en ek wil vir julle sê, as ons daardie rigtings gaan begin beweeg, dink ek, as ons sigbaar gaan raak in 'n area wat ander ouens is nie, dis wanneer jy 'n verskil maak. Ek kan probeer dieselfde dinge doen as Kompas, maar ek het nie die fondse wat hy het nie, maar ek moet op 'n plek kom waar ek op my gebied 'n verskil kan maak waar hy nie is nie. Uitstekend. Klink soos markanalise. Verstaan jou mark, verstaan wat dit is wat daar aangaan en wat doen jy andersins. Pastoor Christie. Pastor Johnny, dit is my favorite. Heel eerste plek, ek sê dit met alle respek en tong in die kies, ek wil die burgemeester van Pietersburg wees. Want ek wil weet wat in die dorp aangaan. By ons is hier ook 3 baie groot kerke. En dit is my uitdaging om toe te sien dat hulle bakstene wat los lê by my uitkom, soos wat pastoor gesê, dis wonderlik. So maar, wat ek vir baie mense sê, en dis wat baie pastore nie verstaan nie, broer, jy moet jou kerk bekend maak in die dorp, vir die goeie, vir die mooi, vir dit wat God in die gemeente doen. Ons het begin met 'n kosprojek, en ek het by al die mense omgegaan wat kos uitdeel vir die shelters en daai goed, en ek het vir hulle gevra, kan ek nie help om vir julle die supply van kos te wees, sodat julle dit kan gee nie. My naam moet nie genoem word, my kerk se naam moet nie genoem word nie. Jy weet, broer Johnny, die Here het gehelp dat ons tonne, ek praat van tonne kos skuif per maand, en sonder dat ons naam genoem word, want ek wil nie hê die naam moet mense trek nie. En op die einde van die dag kon ons
met dit regtig waar baie groot sukses maak in ons dorp, dat ons kerk se naam op die map kom, as ek dit so kan stel. En buiten dit het ek ook baie betrokkenheid met oralste waar daar funksies is, oralste waar daar bymekaarkomste is, soos ek en my vrou daar en ons kinders. En ons is betrokke dat hulle kan sien dat daar 'n pastoor is nie iemand wat net Sondag in 'n soet staan en predik doen nie, maar hy's ook daar om die gemeenskap te help en werklik waar in die gemeenskap betrokke te wees. Ek het byvoorbeeld by die IOV's huis, dis 'n huis vir volwasse gebreklike mense en verstandelik vertraagde mense. Ek het myself daar gaan beskikbaar stel dat ek elke Vrydagoggend vir hulle preek. En uit die aard van die saak dat die Here help nie net daai mensies om tot kalmte te kom en hulle baie lief is vir die gees van die Here, dat hulle kan sing, nie dat ek kan sing nie, maar ek beloof ek sing en die Here help ons, hulle sing saam. En saam met dit het hulle families begin betrokke raak en sê maar, wat vir 'n kerk is hierdie wat hulle self so beskikbaar stel om sonder kostes en al hierdie goed, want ek doen voorsiening vir voedsel by hulle ook betrokke te raak. En dit het teweeggebring dat as die woord begin loop van 'n gemeente wat betrokke raak in 'n gemeenskap, dan kom mense van self en hulle kom kyk wat aangaan. En broer Johnny, dit is wat baie belangrik is. Ek en my vrou, ons is betrokke by baie van die unlegal motorsport en goed. Ek gee nie om wat mense van my sê nie. Dit is daar waar ek vandag vir jou sê, op 'n Saterdag aand byvoorbeeld, dan is daar so bykans 250 ouens by mekaar en hulle weet ek is die pastoor en dit maak omrede ek self ook daar dan deelneem met daai ouens, wat daai ouens sien maar hoorie, hierdie pastoor is 'n mens. En broer Johnny, dit maak regtig waar 'n baie groot verskil. Daai ouens reël dat ons by ouerhuise inkom, daai manne reël dat ons by skole inkom, daai manne reël dat ons oralste selfs en dit is ook een van die wonderlike geleenthede wat die Here vir ons in Pietersburg oopgemaak het, is dat ek by al die panel beating shops in Pietersburg Vrydagoggende die geleentheid het, of ek of van my broers in die gemeente wat ek dan afsonder om dit vir my te gaan doen, dan kry ons 'n halfuur elke Vrydagoggend om daai hele panel beating shop te bedien met die woord en vir daai mense te bid. Dit maak dat die woord so loop dat ons nou al na baie dorpe vra ouens of ons nie ook daar kan betrokke raak nie, maar dan vaardig ons die ouens van daai gemeentes af in daai dorpe dat hulle dit kan gaan doen. En dit is die wonder van om net betrokke te wees in jou gemeente. In ons dorp, en ek sê dit met alle respek, ken die mense my as die hotrot pastoor, want ek ry saam met die ouens reisies en ons doen die dinge saam. En die betrokkenheid van dit maak regtig waar dat ons by geweldige groot byeenkomste dan bel hulle my en ek moet kom open met gebed en ons moet 'n skrifgie lees waar in jou lewe sou jy ooit so geleentheid gekry het om by 'n hotrot stadium waar daar 2000, 3000 mense sit op 'n Saterdag aand kans kry om woord te kan open en 'n gebed te kan doen. So dis die kort en die lank waarmee ons besig is hierso. Uitstekend, Pastor Christo, jy kan die passie hoor, Pastor Leon, baie dankie vir dit wat julle gedeel het. Ek wil nou die kans gee vir enige iemand op die oproep, jy is welkom om of jy hand op te steek of die mikrofoon aan te skakel, as daar enige insette is, of daar vrae is wat jy dalk wil vra. Ons is almal hier by mekaar. As die twee pastore op die paneel nie vir die antwoord het nie, is hier dalk iemand anders wat 'n antwoord het, wat iemand iets kan help. Die kommentaar is ook baie welkom. Is daar enigiemand wat iets wil vra of iets wil sê? Ja, dit is stoepstil. Ek neem aan dat julle het hulle totaal al uit hulle sokkies uit beïndruk. Dit is definitief 'n baie goeie gesprek gewees. Ek gaan nie langer hou nie, dit is reeds 20 voor 8. Ek wil net graag met u deel, net vinnig weer my skerm deel, net vir die laat weet daarvan, elkeen van die tempeldialoog so ver moontlik probeer ons opneem.
Pastoor Thomas kom en help my daarmee, en ons plaas dit op die Leer in Christus amptelike YouTube kanaal. Soos jy net so 'n bietjie afskrol sal jy sien, hier is van hulle onder Tempeldialoog 6-4, was een van hulle, ek dink nommer 5, het ons iewers verlore gehad, tegnies het ons hom nie deurgekry nie. U is meer as welkom om daarna te gaan kyk as u dit nie gesien het nie, en dan soos ek gevra het aan die begin, sal ek dit regtig waardeer as jy vir ons terugvoering kan gee, enige iemand wat wel in staat is om dit te doen, dit help ons net om te verstaan wat die ervaring is. Ons het tot dusver hierdie jaar 'n goeie program gehad. Dit was vanaand die laaste een van ons voorbereide Tempeldialoog. Ons sien nie almal oor 'n paar weke by konferensie. Ek hoop ons gaan 'n geseënde tyd hê. Dan wil ek jy net vra, terwyl jy die geleentheid het en ons nou so 'n bietjie langer nie by mekaar is nie, die 17de November gaan ons die laaste Tempeldialoog hê vir die jaar. Dit gaan wees oor die jaar in oorsig. Ons gaan praat oor die verskeie Tempeldialoog sessies wat ons gehad het, wat het vir ons uitgestaan. So as jy nog nie tyd gehad het om almal te sien nie, of te luister na waaroor gepraat is nie, gebruik asseblief die geleentheid. Kom gelaai met u eie terugvoeringe, wat dit vir u beteken het, wat dit vir u anders laat doen het. En dan gaan ons ook 'n klein bietjie praat oor wat wag vir Tempeldialoog in die toekoms. Daar's niks verder van my kant af nie. Ek gaan net vir pastoor Christo vra om vir ons asseblief die vergadering af te sluit met gebed. Baie dankie, pastoor Johnny. Baie dankie vir elkeen. Kom ons sit net so, kom ons sluit die oë. Hemelvader, baie dankie dat ons hierdie wonderlike geleentheid gehad het om met mekaar te kon praat en ons idees met mekaar kan uitruil, maar ook die visie van u, Here, met almal te kan deel. My gebed is vanaand elkeen wat ingeluister het, Vader, dat u in hulle harte dit sal wakker maak om die siele daar buite te gaan haal, om hulle te red van 'n gewisse dood, en dat u, Here, hulle kan red in 'n lewe in oorvloed kan bied. My gebed is dat ons kerk, Leer in Christus kerk, Here, dat ons onsself sal sien as 'n mega kerk in u, om onsself, liewe Vader, beskikbaar te stel, om uit te brei en die koninkryk van u, Here, in te arbei, dat die oes waarlik ryp sal wees en die arbeiders waarlik, Here, gemotiveer sal wees om die oes van die land te kry, tot eerverheerliking van u naam. Ons loof en prys u daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Amen.